Hemelvader, vanmôre is my gebed wat Paulus vir koning Agrippa gesê het. Hy het gesê, ek wens koning Agrippa dat jy kan vry wees soos ek vry is, buiten hierdie boeye. En vanmôre kom ons as kinders na u toe. En my pleidooi vanmôre is, maak u kinders vry. Lank genoeg, Satan gesteel, lank genoeg, het ons hom toegelaat. Lank genoeg, Here, het ons God verkeerd gesien. En ek bid vanmôre, Heilige Gees, dat u by elkeen van ons sal stilstaan. Dis God se afspraak met elkeen van ons wat hier is. En ek bid dat die harte net ontvanklik sal wees. Ek vra, Vader, u wat die God is wat die harte hard maak, dat u vanmôre die harte sag maak. Vader, al is dit die enigste keer wat u sal toelaat, laat daai hart sag word. Laat dit dan vanmôre wees. Ek vra dit vanmôre met kinderlike opregtheid. Dat die Gees van die lewende God kan deurbreek. Dat God verheerlik kan word. Want u sal altyd verheerlik word. Toe Jesus gebid het, het hy gesê, Vader, laat u naam verheerlik word, en u het gesê, ek het hom verheerlik en ek sal hom weer verheerlik. En vanmôre bid ek dat u naam verheerlik sal word. Ons dank u vir dit, Vader, in die goddelike naam van Jesus. Amen. Baie dankie. Verlede week met u gepraat oor Babel, jou val is hier. En ek dink in 'n week wat verby is, het baie goed geval. As ons kyk na die wêreld gebeur, as ons kyk na die wêreldnuus, as ons kyk wat hierdie president met daai groot president gedoen het, tussen die lyne baie goed raak gesien. Baie valsheid, baie waarheid, baie openbarings, baie leuns, dis politiek. Jy kan geen politikus vertrou nie. Nie eers jou wijk raadslid nie. Dat is maar almal in dit vir die geld. Ek sê weer vanmôre groot dinge. Ons gaan gou na Jesaja 21 toe, vers 1 tot 9. Net gou vir julle vertel, waar trek ons, hoe naby is die wegraping? Alraai, daar so 4 van dit sê, hulle sien uit. God spraak oor die woestyn van die see. Soos 'n stormwinde in die suidland deurtrek, kom dit uit die woestyn uit 'n vreeslike land. Onthou, dit is besig om nou te gebeur. Die opstande in die oosterse lande teen almal nou kom teen Israel. En hy beskryf dit perfek, want dit kom uit die woestyn uit. Goed, 'n harde gesig, sê hy, is my te kenne gegee, die ontroue handel trouweloos en die verwoester verwoes. Trek op, Elam, beleer, Media, aan alle gesig maak God 'n einde. OK, ons is besig om hierdie hele ding nou te beleef eerstehands. Van die ouens wat die hele wêreld is besig om Israel nou aan die groot klok te hang. En hier's 'n ding besig om te gebeur met Israel en Amerika, sy grootste bondgenoot. En Israel het gesê, ons gaan Iran slaan met kerns. En die wêreld het teen Israel gedraai. En gelukkig het Trump gisteraand gesê, ons is in 'n ooreenkoms met Israel. Maar daar kom die moeilikheid.
As ek kyk na die gesprek wat hy gehad het met Ramaphosa, dan sien ek, alles was 'n groot vertoning. Om Kwansies almal om kant te gooi met die skerm van 'n Rooikappie se storie wat hy so sing. Hierdie hele ding is goed afgespreek, want in hulle geslote deure vergadering na die tyd, is daar besluit om biljoene of miljoene, maar dit is biljoene rande, miljoene tonne van ons stal uit te voer, sonder belasting. So, ons is verkoop en alles gaan oor geld. Jesus het sê, kan nie God en geld dien om, laaste dan nie, Ok, daarom sê hy, dit is my heupe vol siddering van wie het my aangegryp soos die wee van een wat baar, ek buig my krom sodat ek nie hoor nie, ek is verskrik sodat ek nie sien nie. Hierdie ding is besig om oor die hele aarde te kom, dis soos 'n vloedgolf wat kom. Ok, hy sê my hart duisel, angs oorval my, dit maak my die skemeraand wat ek lief het tot 'n verskrikking. Nêrens is daar meer veiligheid nie, nêrens is daar meer vrede nie. Hulle maak die tafel gereed. Kyk wat sê hy. Hulle sprei die tapuit. Hy praat absoluut van die oosterse lande. Daar julle die Aladdin met sy tapuit. Hulle sprei die tapuit, hulle eet, hulle drink, hulle staan op oor vorste. Hulle eet, hulle drink. Hulle eet, hulle drink. Die laaste dag eet, hulle drink. Hulle eet, maar dan kom hy, staan op vorste, salf die skuld. Want so het die Here vir my gesê, gaan heen, sit 'n wag uit, laat hom te kenne gee wat hy sien. Hier's julle die wagters. Ok, sien julle, hoor julle, wat's besig om te gebeur. Ok, en sien, hy sien 'n stoet ruiters, 2 aan 2 stoet esels, 'n stoet kamele, dan moet hy skerp luister, so skerp as hy kan. Ok, so ons moet ingestel raak vir wat besig is om te gebeur oor die hele wêreld, en al hierdie weermagte is besig om opgeroep te word. Israel het 600,000 soldate op standby, weer almal opgeroep. Ons praat nie van die ander lande nie, hulle is almal slag gereed. Vir die Gog Magog, oorlog wat moet kom, maar die kerk moet weggevat word. Ons is nie deel van daai oorlog nie. As die kern kom, is ons nie hier nie. Ok, en hy het geroep soos 'n leeu op die wagtoring, Here, staan ek gedurig by dag, en op my wagpos stel ek my al die nagte. Dit praat van 'n goeie kind van God, wat waaksaam is. Dit praat van Israel, wat hierdie ding nou toepas. Dag en nag is hulle op hulle wagposte. Is daar 'n benoudheid? Natuurlik is daar. Maar is daar vrede? Ja, God is in beheer. En kyk, daar kom 'n stoet manne, ruiters 2 aan 2, toe het hy aangehef en gesê, geval het Babel, en hulle het al die gesneede beelde van sy gode verbrysel teen die grond. I love it. Maar onthou julle wat het ek gesê laasweek? Jehu het dieselfde gedoen. Hy het deur die land gegaan, hy het al die beelde afgebreek. Jehu het hulle weer gaan terugsit. Ek is baie versigtig vir Trump. Goed, Brittanje, Frankryk, Kanada het al die Jode opdrag gegee om te trek. Hulle moet terug Israel toe, hulle is nie meer veilig daar nie. Ons moet baie bid. Die rooi kalf, die bulkalf, die red heifer gaan hierdie jaar geoffer word. Sy tyd is klaar, hy moet geoffer word. Van die 5 wat gegaan het, was 2 oor, daar's 1 oor. Hy het nie 1 grys haar op sy kop nie. So, en God het gesê, hy mag nie enige gebrek hê nie. So, dit kom hierdie jaar. Dit word beplan vir die nuwe tempel. Die herlewing van die Roomse Katolieke Kerk
is besig om op te staan. Hierdie nuwe paus is genoem die geskenk van genade. En al wat hy praat is vrede. Vrede, vrede, vrede. Terwyl hy hulle alles in die kerk nou begin toelaat, want dis die eindtyd kerk. Dis die laaste paus wat daar gaan wees. Natuurlik dan die klimaatsverandering. Ons land is een van 123 wat ingekoop het in dit. En die groot ding is, die einde kom so vinnig, en as ek en jy nie gaan wakker wees nie, gaan daar 'n gewellige ontnigtering op jou wag. En dan natuurlik die AI van Elon Musk. Ramaphosa het vir hom die offer gegee. Jy kan staakheid kom doen sonder BEE. Hoekom is hy so oulik? Hulle wil die chip inkry. Gaan kyk in Openbaring. Dink is Openbaring 18. Ja, skus, Openbaring 13. Onthou, hierdie goed wat nou inkom, is die kerk nie hier nie. Ons is semi-gemerk, want ons word ons gecheck met alles wat ons doen. Right. Jesus se woorde van Matteus 24:25 kom in vervulling. Hy sê daar gaan gerugte van oorlog en oorlog wees. Maar pas op. En hierdie hele ding begin nou al hoe meer intens, baie toeneem, en ons begin ervaar dat wat Jesus gesê het in Matteus 24:25 is besig om voor ons oë af te speel. En daarom is my tema vanmôre van jou finale afskeid. En ek doen vanmôre 'n ding wat ek 4 weke oor gebid het, gestoei het, gestry het. Ek het vir die Here, ek was in 'n groot stryd. Maar in die week toe kyk ek na ou se getuienis, Dani Kutse, die bomplanter, wat in Woester en in Rossen wil bomme geplant het. Ek wil nou weet ek nie wat moet ek dit noem nie, die goeie ou dae. Maar hy het tot bekering gekom. En toe ek na hom luister, dit was Dinsdag aand, toe sê ek vir die Here, ek sal hieroor praat. So vanmôre soek ek niemand van julle se bejammering nie. Ek wil vanmôre vir jou goed op die tafel sit. En ek wil jy moet fyn luister. Gebore buite die eg. My pa nie geken nie. My ma was getroud met 'n ou stiefpa, Lombard. Ons het gelukkig vrygespreek, so niemand skwaad vir niemand meer nie. Groot geword, hy het sy 3 kinders gehad, en toe ek, nie sy kind nie, maar my ma se kind, van 'n ongehuwde moeder. Want my pa was toe blykbaar getroud. Ou bogger. Stiefpa het 'n ongelooflike haat gehad in 'n stiefkind. Klein seentjie tyd het hy my verskriklik geslaan, verskriklik verniel, en op 'n stadium hier by 5 jaar oud het hy my met kettinge in bosse gaan vasmaak in Kreeusdorp by die hospitaal. En het my oornag daar gelos. Daar was baie slange, ek weet dit. En dan kom hy die volgende aand, dan sal hy vir my sê, dan staan ek daar met die kettinge nog aan sê, ek het gehoop jy's vrek. Kon ek dit verstaan? Nee. Maak hy my buite vas in die honde ketting? Kom ek baie jare gesukkel het om honde te kan begin vanhou. Alles 'n ding wat met jou gebeur. Dan maak hy my vas Vrydag aande om 'n paal, die hondepaal met die hondeketting, en dan sit hulle by die oop deur in die kombuis, hy en my ma, en dan gooi hulle die dop en eet hulle vis en chips, en dan sal ek nou nie vanaand kos kry nie. En wat ek as kind nie kon verstaan nie, hoe kon my ma dit toelaat? Hoe kon sy saam met hom lag? Hoe kon sy al hierdie goed doen? En op 'n dag toe is hulle twee in die baklei, en
6 jaar oud, ek dink ek was 6. 2 die oggend kom hulle in van hulle parties af, en ek hoor hierdie verskriklike bekleierery, en ek gaan uit soos 'n goeie kind. Ek gaan my ma beskerm. En die volgende oomblik kom sy uit, en sy skiet haarself voor ons. En sy druk die geweer hier, en God wil, God se genade, breek haar volstande, die koel, en hy kom by haar neus uit. En ek spring op die tafel, en ek skop my stiefpa in die gesig. Want ek is so 'n klein marmannetjie. En hy gryp die geweer, en hy wil my skiet. Dit was so 2 die môre, en ek spring uit, en ek hardloop in Kreeusdorp, is waar ek nog al 'n paar jaar van my lewe gespandeer het. En ek hardloop van Kreeusdorp Wes af, hardloop ek van die plotte af na die dorp toe, na my ouma toe. En toe ek so by 4:30, dis Desember maand, toe ek so aan haar deur hamer, hysteries, toe stop my stiefpa met sy Datsunbakkie, en hy klim uit met 'n sambok. En toe my ouma die deur oopmaak, sy was so 'n klein vroutjie. Sy deur oopmaak, toe sê ek, ouma, help, hy wil my skiet. Maar ouma, my ma het haar geskiet. So ek is meer bekommerd oor dit. My ouma vat toe nou die sambok, en sy gee vir hom, sy slat hom terug in sy bakkie. En my ouma is nie 'n vegter nie. 2 ure later, stop die welsyn. Dus die stiefpa vir my en die welsynwerker, groot pelle, drinking partners. En ek word weggevat, en ek is hier half hysteries, en ek sê vir die ou, ek wil net weet, lewe my ma, ou? Hy het my daar in sy kar geboener, en hulle het my kinderhuis toe gevat. Nou toe begin 'n interessante verhaal. In die kinderhuis moet jy veg om te oorleef. Niemand gesien nie, niemand van die familie het gekom nie. My ouma was rasend, hulle sit my toe in Boksburg in die Jubilee. En my een tannie het eendag vir my kom kuier, en sy het met die trein nog gery, ek kan onthou tot in Boksburg, en toe het sy 'n Sondag, toe stap sy op na Jubilee Home toe. Wie van julle Boksburg ken, is daar bo, by die ou gedeelte. Bring sy vir my 'n karretjie. Sê sy, ouma sê ek moet vir jou die karretjie bring. En toe sy loop, en ek is terug in die kamer, toe vat die boelies my karretjie. Toe begin ek leer om te beklei. Toe begin ek bolle optel. Standaard 7 kom so 'n groot man daar by my huis, by die kinderhuis, toe ek in Ventersburg. En hy sê, ek is Robbie Robson. Ek noem die name, want ek wil hê my boetie, vir wie ek baie lief is, moet ons ma vergewe. Hy sukkel nog. Hy sê, ek het met jou ma getrou, en ek sal graag na jou wil kyk. Ek staan daar, ek sê, wauw. Ek is dadelik bang vir hom. Hy is so 6'6", hy het sulke groot hande. Daai tyd het hulle so gelyk. En ek onthou net 'n stiefpa by jou Piets. Weet jy, en ek dank die Here dat ek in Alberton kon beland, en ek gaan Maree-Viljoen toe, en ek kry my eerste paar skoene in my lewe, my eerste langbroek. Maar ek het groot waardes by hom geleer. Nou ja, soos dit is toe met my ma, toe raak sy swanger, en hy was baie ouer as sy. En ek is in beginjaar van matriek, en ek kom die middag van die huis af, toe is my ma swanger, verswanger, en stormdronk. En ek sê vir haar, wat maak jy? Hierdie oud vir ons huis, sy het 'n eie kar gekry, sy het nie gewerk nie, hy was excellent ou, daar in Reiswiel gebly. En sy klap my deur die gesig, want dit het sy altyd gedoen. As ek met kinderhuis al weghardloop, en ek gaan na my ouma se huis, as my ma die deur oopmaak, dan klap sy my. Wat soek jy hier?
Ek dink ek se kind, ek soek my ma. En ek het baie keer van die kinderhuis af, omdat ek gevoel het ek is nie welkom nie, het ek 25 kilo's gehardloop van Kreeusdorp af, Millisdrift toe, aan die kant Sterkfontein. Hardloop na my oom se plaas toe. En as hy my sien aankom, op die grondpaadjie, dan weet hy die welsyn is baie naby, of die polisie. Dan gaan gooi my in die kuilvoer gaan, dan maak hy my toe. Dan sê hy nie, hy is nie. Verskriklik verknog geraak en baie lief. Ek en hy het 'n baie goeie verhouding gebou. Toe ek begin werk het ek baie by hom gaan kuier. Goed, my ma klap my die dag aan Alberton en Eben verloor het, gaan sit in die gang, bene oop, trek my ma oor my skoot met haar pens lekker tussen my knieë en ek slaan my ma se olivier warm. En ek sê vir haar, dit was die laaste wat jy my ooit in my gesig klap. So jy het 'n breekpunt. Jong en sy bel die oom Robbie. Hysteries, Eben het my aangeraamd. Tog, hierdie ou gaan vir my doodmaak. Maar wie wat, hy sê vir haar, gee vir hom die foon, daar was ek my selfoon. Hy sê vir my, het jy huiswerk? Ek sê ja. Hy sê, gaan doen jou huiswerk. Ons sal vanaand praat. Dink ek het huiswerk gedoen? Ek wil wegloop. Ek is bang vir hierdie ou met hierdie hande. Kom hy aan by die huis, sê vir my, sit om die tafel, hy sê, kom ons praat oor hierdie ding. En my ma begin haar storie vertel, maar sy lieg verskriklik. En nou sê ek, maar sy lieg. Hy sê, wees rustig. Toe sy klaar gepraat, hy sê vir my, vertel jy jou verhaal. En ek sê, dis wat die aangeroep het. Ek sê, ek het haar boude vuurwarm geslaan. En hy sê, jy kan kamer toe gaan. Nou my stiefpa het altyd gesê, badkamer toe. Dan slaat hy vir jou onder die wasbakke. En 'n kamer toe, tog, joh. Hy sê, as daar in hierdie huis geslaan word, sal ek die slaanwerk doen. Weet jy wat sy respek het ek vir hom gekry? Kort verhaal net vandag klaarmaak, my boetie, ek het die volgende dag na die skoolhoof toe gegaan in Marieviljoen. Ek het die 2 weke voor dit, het ek die hekkies rekord gebreek wat 14 jaar gestaan het. En ek stap die volgende dag by die hoof in en ek sê vir hom, ek bedank die skool. Meneer Fouché en meneer Meiburg was nog daai tyd die hoofde. Hy sê sy van jou kop af. Jy het 'n toekoms in atletiek. Ek sê, jy bly nie in die huis waar ek bly. Pak op, trek onmiddellik Hilbrau toe. De Pel, sy pa gee vir my werk in Johannesburg. Eerste ding wat ek koop is Middelwyk. Tweede ding wat ek koop is 'n borrel. Die derde ding wat ek kry is pelle. En ons het papkrolling gedoen in Johannesburg, wat jou sal skaam maak, en ek spog nie. Papkrolling gedoen, ons het gedrink, ons het beklei, ons het die ouens uit mekaar gaan uitslaan. Nico, selfe verhaal. Tussentyd my ma, die baba, ek is toe ek weermag toe. Iemand het in my woonstel gebly. Ek is toe weermag toe, en toe ek na die weermag huis toe gaan na 'n jaar, toe ek by die huis in Alberton kom, toe dink ek, my ma gaan bly wees om my te sien. Toe sê sy, waar kom jy nou vandaan? Sê ek, okay, ek was in die army, is op die grens. Ek is nou 'n grensvegter, jy weet. Toe is Jan, my boetie, 3, 4 jaar. Toe loop sy weg. En ek ry op 'n dag hier naby Eikenhof op 'n Saterdagmiddag, en toe ek so ry, toe ek so opkyk, is daar 'n karavaanpark en ek sien daar toe op Jean. En ek draai op en my ma is natuurlik toe nou daar en ek sê, ek vat Jean nou. En daar is toe 'n ou wat haar vreeslik wil beskerm en ek sê,
kom ons sorg dit maar gou uit. Einde van die dag, hy het gelê, ek het die kind gevat, ek het gery. En hier kom die uniekheid, ek ry Kreeusdorp toe, want my ma se adres was altyd opgegee in Kreeusdorp, al die familie bly daar. En ek ry, 'n Vrydagmiddag ry ek na die welsynskantoor toe in Kreeusdorp. En wat gebeur toe ek by die kantoor instap, die hoof van die welsyn? Toe is dit daai oomie, wat my as 'n klein siekie weggevat het. Stap in, sluit die deur, haal die sleutel uit, sit in my sak. Julle het my nie geken nie, kan goddank bly wees. Ek sê vir hom, jy gaan vandag hierdie kind in my sorg sit. Hy sê vir my, is onmoontlik, daar's 'n proses. Ek sê, wel is 3:30, as jy uit hierdie kantoor wil gaan, sal jy 'n ander deur maak. Maar ek sal nie vir jou by hierdie deur laat uitgaan nie. 'n 3/4 uur, is my boetie in my sorg geteken. David aangegaan, baie rof, onbeskof, niks om oor trots te wees nie. Stap 19 Maart 86 in Dyleside, gaan selfmoord pleeg. Muurgif, slaap hulle. Stap, gaan af daar onder by die bruggie sit, op pad daar na Kareek Kloof se kant toe. Daar's niemand in die week daar nie, is 'n Woensdag aand, ek gaan daar sit, die slaap hulle drink, die gif drink en that's it. Ek loop nie af nie, ek loop by die kerk verby. By die huis verby. Ek gaan by die afdraai verby en ek loop by die kerk verby en pastoor Johan van Sail, hy's nou in Amerika, staan 6:15 by die muurtjie van sy kerk en hy sê, hey boetie. Ek sê, wie is jou boetie man? Jy wil weer rol. Hy sê, jy het hierdie en hierdie en hierdie en hierdie en hierdie probleme. Ek sê, weet jy dit? Hy sê, vanoggend 4:30 het die Here my wakker gemaak en gesê, ek moet 6:15 vanaand vir jou wag. Jy gaan nie verbykom. Ons ken mekaar van nêrens. Die res is geskiedenis. Alright, so hoekom vertel ek julle hierdie verhaal? Ek wil vandag vir julle sê, dood was vir my 'n totale minagting. Hierdie Valrivier wat afkom. Ons is 3 pelle. Altyd 3 pelle. As daai Valrivier se sluise oop is, dan staan ons in die middel van die laagwaterbruggie daai tyd. Dan duik ons in. Dan gaan ons so 2 kilo so saam met die stroom. As ons daar onder kom en gooi en se maak ons 'n bottel brandewyn. Klaar. Dan gaan doen ons dit weer. Die noodlot. Maar onthou, daar's aggressie. Daar's haat. Daar's beklei. Jy's kwaad. Met die motorfietsse is net een wonderwerk dat ek hier is. Met die karre, ons het gejaag. Ek het een aand in Kreeusdorp, het Spietkops my gejaag. Ek dink 15 karre. Hulle kom in die kry nie. En daai aand, toe stop ek by my ouma. Toe sê sy, my kind. Toe huil sy. Sê ek, maar ek wil nie met huil nie. Sê sy, maar ek wil nie met so lewe nie. Maar nee, toe gaan dit nog 'n klompie jare aan. Daai aand my hart vir die Here gegee. Ek wil vandag met jou praat oor hierdie kus. Jou grootste vyand lê hier. Ek gaan hom vir jou wys vanmôre. Jy sien, ons het altyd 'n storie dat ek kan nie vergewe nie. Jy ken nie my kinderjare nie, jy ken nie waaraan ek verslaaf was nie, jy ken nie die pad wat ek geloop het nie, jy ken niks van hierdie goed nie. En dan sit 'n ou in jou eie wêreld. En God kan jou nie bykom nie. Want waar is hy? Het ek gevra waar is hy? Baie. My maale naweke gaan visvang het, dan bly ek alleen op die plot, dan moet ek elke naweek 200 tot 300 stene skoonkap om die sement af te kap. Want hy
Hy het stene gekoop en verkoop. En ek het my gemeente hier in Peacehaven gehad. Kinderhuis begin, en eendag, terwyl dit nog toevlugsoord was om oorgeskakel kinderhuis, eendag stap ek op die stoepe, en ons het 106 kinders hier gehad. Terwyl ek so afstoep, kom al 4 dogtertjies, so op die stoep na my toe gehardloop. Oom pastoor, en ek sê vir God, ek gaan nie hierdie kinders optel nie. Ek het vir hulle tuiste, ons het die beste dag gehad, glo my. Meubels, alles. Robert kan my dra. Die volgende oomblik het ek op my knieë gaan staan, daai 4 dogtertjies opgetel, hulle het vir my begin soen, en my brille, my kop, oom pastoor, ons is lief vir jou. En daar sê die Here vir my, ek het jou lief, want ek het vir hom altyd gesê, kan my nie lief hê nie. Jy het my gered uit genade uit, maar as jy 'n God van liefde is, hoekom is ek daai pad loop? Maar vandag weet ek, vandag is ek dankbaar. So, op die einde van die dag, is daar 2 skrifte wat ek wil uithaal. 2 Samuel 14 vers 14. Want ons moet eenmaal sterwe en soos water wees wat uitgegooi word op die grond, wat 'n mens nie weer kan versamel nie. Hoor wat sê hy? En God neem die lewe nie weg nie. Sien gou iets raak. Wat het met Job gebeur? God sê, vat alles. Maar God sê, jy los sy lewe. Baie keer laat hy toe dat jy jou pad loop, dat jy by hom kan uitkom. Maar die hoofrede hoekom jy jou pad loop, is dat jou siel gered kan word. En dan jou tweede taak op aarde. Mense te help wat dit nie kan doen nie. Weet jy, met baie mense het ek al gesit. Weet jy, met hoeveel alkoholiste het ek al gesit? Dat hy vir my kom sê, dan sê hy vir my, maar jy verstaan nie wat hier ek gaan nie. Dan sê ek, kom ek vertel jou, hoe voel jy nou? Dan kyk hulle anderster. Kinderhuis, verwerping, vrees, steur, mishandeling, molestering. Toe ek vir my stiefpa gaan sê, daai oom sy pel, lol, toe slat my stiefpa my. Kinders word gesien en nie gehoor nie. So, kan jy verstaan die haat wat in jou opwek? Maar nou kom die woord, hy sê, wat 'n mens nie kan versamel nie, en God neem die lewe nie weg nie, maar hy, God, koester gedagtes, om 'n verstotene, nie van hom al weg te stoot. Weet jy wie stoot jou weg? Hierdie aap wat hier lê. Dit het my 28 jaar gevat, om dit te besef. En toe ek dit besef, toe is ek spyt, dat ek hom nie gedien het van 5 jaar oud. Ouens, as jy iets wil weet van verwerping en seer en niemand hou van niemand se lief vir jou nie, kom praat met my, ek sê jou vertel. Jy staan agter 'n deur by die familie, dan sê hulle, wie kan nou weer na hom kyk? Ons wil hom nie hier hê nie. Dan lê my ma dronk in die parke in Kreeusdorp. Ek het die voorreg gehad, op 'n laat ouderdom in haar lewe. Ek moes verstaan, hoekom doen my ma wat sy doen. En ek kon nie. En op 'n dag toe bel ek haar, toe sê ek, ma, weet jy gemolesteer. En sy is hysteries. Dit gaan 'n ding in die familie veroorsaak, dit sê ek, dit gaan nie. God wil jou gesond maak. 3 kinders, 3 paas, al 3 weggegooi. En ek gaan die boodskap van my boetie ook vandag weer stuur. Hy was nou reg hier by my. Hy sukkel met dit. Hy is in sy 50's. Hy sukkel met dit.
En ek wil vanmôre vir jou sê, en die ouens wat by die huis luister, en die ouens wat op die radio luister, en die ouens wat op YouTube kyk, praat met my. Ek moes my pad loop, om te weet waar ek vandag is. En daarom sê hy, God koester ons. Hy verstoot ons nie. En ja, jy gaan nie vra, maar Here, hoekom? Ek het lankal opgehou dit vra. Lankal. Want hy's besig. Hy's besig om jou en my voor te berei vir die beste. Hier is jou bewys, God koester gedagtes om jou nie weg te stoot. Is dit nie wat sy woord sê nie? Hy sê, so lief het ek die wêreld, dat ek nie wil hê iemand moet verlore gaan. So wie gaan verlore? Jy, as jy dit kies. Dis jou keuse. So hou op vir God kwaad wees. Raak bietjie vir jouself kwaad. Glo my, daar was wat ek my Bybel gevat het. Nogal, ek was baie bly daarvoor. Vat ek my Bybel en kyk ek, en soek ek 'n antwoord. Dan gooi ek hy Bybel teen die muur, dat hy uit mekaar uitspat. Volgende dag gaan plak ek, kom maar weer spoeg aan plak. As ek nou maar weer jammer. Nie jammer oor die Bybel, nie jammer oor 'n persent was wat iemand vir my gegee het. Dit help nie. Dit help nie. Hierdie lewe was nog nooit mooi nie. Ons lewe was nog nooit gemaklik nie. Maar ons het die waarskuwing, julle gaan dit moeilik hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. So, die produk wat hier staan vandag, is nie ek nie, is God. Wanneer Paulus sê, ek is swak, is ek so afhanklik van die Here, want dan is God sterk. Wanneer ek voel ek kan nie meer nie, dan sê die Here, maar, hier's ek. Ek gaan nie wegstoot nie. Ek gaan jou trek. Maar die vraag is vanmôre, gaan jy hom toelaat om jou te trek? Ja, maar jy weet, ek het nou 'n geliefde verloor, en ek het 'n kind verloor. En die Here was vir my baie goed, ek het nie 'n kind verloor ooit nie, maar ek het 'n klein kind verloor. En dis amper wil ek dit noem makliker. Julle net my hart hoor. Want ek het in 'n era groot geword, waar ek gesê, soos Dani Kutsie, as een van my kinders deur die ander ras moet moeilikheid kry, en verkragt word, sal ek hulle gaan uithaal. En ek het genoeg ouens gehad wat dit saam met my sou doen. En God het my daarvan bewaar. Want dan was ek in die tronk en kon ek vir hom niks beteken nie. Die ander skrif wat ek net mee wil afsluit, kom in 1 Samuel 20 vers 3. Dawid en Jonathan. Saul wil hom dood hê, Saul haat hom, Saul is afgunstig op hom. Ons weet wat is Saul se uiteinde. Selfmoord. Miskien was jy ook al daar. Maar ek wil vir jou sê, niks is opgelos. Ek kan vir jou sê, ek gaan selfmoord pleeg om jou te manipuleer. Laat jy vir my moet jammer wees. En ek sê gewoonlik, ouens wat sê ek gaan selfmoord pleeg, doen dit nooit. Hulle soek die simpatie. Maar 'n ou wat stil is, pas op. Dis hulle wat net op 'n dag sê. Maar vir daai stil ouens wil ek vandag sê, moenie stil wees nie. Kom praat. Dit maak jou nie 'n swakkeling nie. Niemand het gebeur die aand toe ek besluit om selfmoord te pleeg nie, maar weet julle wat? God het. En hy het 'n werker opgewek, wat gehoor het, wat geluister het, wat gehoorsaam was. Is al iemand op jou watch dood van selfmoord? Nie op myne nie. Ek het by mense gekom waar die vrou gesit het met die pype, met die lappe, met haar 2 kinders, met die slaappille, sy gaan in die kar sit, sy gaan hulle vergas, sy en haar kinders, en 10:00 die aand sê die Heilige Gees vir my, ry na hierdie mense se huis toe. En ek sê, ons is moslim.
Here, slaap dan nou. Ek klim in my kar en ek ry. Daar's een lig in die huis aan. Die deur klop. Toe breek hierdie vrou. Sy sê, God het jou gestuur. Sy sê, vanaand sou ek 'n einde gemaak het. Jy sien, ons mis hierdie punt, want ons luister nie meer nie. Ons luister nie meer na mekaar nie, ons luister nie meer na die Here nie, ons luister nie meer na die Heilige Gees nie. Ons is so in ons eie ou wêreldjie vasgevang. Toe sweer Dawid verder, hy sê, jou vader weet baie goed dat ek guns in jou oë gevind het. Daarom het hy gedink, laat Jonathan dit nie weet nie, anders word hy bedroef. Saul beplan. Jonathan is redelik onskuldig, hy's naïef. Nee, my pa gaan nie doodmaak nie. Nou Dawid sê vanmôre, as jy 'n ete het, en jy sê, ek kan nie by die ete wees nie, en jy sê hierdie woorde, en jou pa se reaksie, dan gaan jy weet, jou pa wil my dood. Maar hier kom wat ek nou by julle wil los vanmôre. Maar so waar as die Here leef, en jou siel leef, daar's maar net een tree, tussen my en die dood. Ek wil vanmôre hierdie gedagte by jou los. Daar's een tree tussen jou en die dood. Net een. Jy kan jou volgende voet neersit en dood neerslaan. Jy kan jou volgende voet, ek het nou berig gekry, terwyl ons worship, pastoorsvriend van my in Witbank is, skielik dood. Daar's een tree tussen jou en die dood. Wie's jy om te besluit jy dink jy sal doodgaan? Dis God se besluit. Jou begindatum, einddatum is opgeteken. Nou hierdie boodskap sluit ek af. Nico het my laas Sondag aand geïnspireer. Sy preek Sondag aand het gegaan, die begrafplaas is die grootste leenplek in die wêreld. Want ek het ook nog nooit in my lewe 'n suursteen gesien wat sê, hier lê 'n vroueslaander, en hier lê 'n kindermolesteerder, en hier lê 'n dronkaard. God het die mooiste blom kom pluk. Dan sê ek, Here, hoe bad is ons dan? Wat gaan op jou grafsteen staan? Wat gaan daar staan? Ek moet nie vir my sê ek worry nie. Jy lewe alleen. Ouens, ek wil vanmôre vir jou vra. Elkeen wat in hierdie gebou is. Sal julle vir my die gunste? Julle moet hier afkom van hierdie ou wat hier lê. Kom afskeid neem. Ek sal julle iets vertel van 'n baie groot getuienis wat hier uitkom. Kan ek begin by julle, François? Asseblief, kom hier verby, dan gaan julle daai kant terug na julle sitplek. Kyk na hierdie knaap wat hier lê. En ek hoop nie is vir jou grap nie. Vanoggend gehad het om van hulle grootste vyand ontslae te raak. Die grootste vyand is die ek, is die self, is die vrees. En ek wil vanmôre Paulus se woorde aanhaal wat sê, dood
waar is jou angel? Die angel is die sonde. En ek dank U vanmôre vir mense wat met hulle self eerlik kon wees. En dankie vanmôre dat U hierdie band van vrees kon breek. Bande van verwerping, bande van selfhaat. Here, waar mense dalk in hierdie spieël gekyk het vanmôre en gesê het, maar ek hou nie van jou nie. Dat hulle vanmôre besef, God het hulle lief. U het hulle geskape met 'n groot doel. God het nooit foute gemaak nie. En dit spyt U nie dat U ons geskape het. En ek dank U vanmôre dat ek weet dat ook die vrees vir die dood het vanmôre gesterf. Vader, die realiteit, die grootste realiteit, een van ons is volgende. Ons kan nie by dit verbykom nie. Die woord sê baie duidelik, die mens is eenmaal bestem om te sterwe. Ons weet, ons het almal hierdie verwagting van die weggeraping. Maar ons gaan sekerlik nie almal so bevoorreg wees om dit mee te maak nie. U is God. En ons kan nie vanmôre met vals hoop staan en dink, wel die weggeraping gaan my wegvat nie. As ek dan hierdie pad moet loop waar ek begrawe word, dan wys dit, ek het gesterf saam met Jesus. Ek staan op in 'n nuwe lewe. En my gebed is vanmôre, Abba Vader, is dat die afskeid vanmôre hier geneem is. Dat dit nie meer oor me, I en myself gaan nie. Dat dit nie meer gaan oor vrese nie. Maar dat ons vandag uit hierdie gebou sal uitstap met die vrede van God wat die verstand te bowe gaan. Met hierdie wete, God verstoot nie, hy trek. Ons dankie vir dit, Vader, in die goddelike naam van Jesus. Amen. Ouens, baie dankie dat julle my verdra het vanmôre. Die uiteinde van my ma se storie, ek kon haar laat vryspreek en ek kon haar begrawe. En sy het die Here Jesus laat in haar lewe aangeneem. Maar daar was 'n rede hoekom sy haar lewe gehad het. En as jy dit vanmôre kan verstaan, dan wys jy vir niemand 'n vinger ooit weer in jou lewe nie. Want alles het 'n oorsaak. Alles. Daai getuienis van daai Dani Kutse, haat, bewerping, seer. Sy voorsate was ook daar. En iets moois wat hy gesê het, wat ek graag vir julle wil sê. Hy sê hy het 'n seun en hy soen hom gereeld. En hy sê gereeld vir hom, ek het jou lief. Ons het mos groot geword. Sissies, huil, cowboys don't cry. Nou ja, ek was 'n cowboy. Ek het 'n sissie geword. Jy mag maar. Baie dankie. Ek wil hierdeur net vir julle sê, dit is wat in die kus is. So, wat het jy gesien? Jouself. So, daar by jou huis gaan staan voor die spieël en sê vir daai spieël, ek is nou klaar met jou. Ek is klaar met jou nonsens, klaar dat ek nou met selfbejammering sit, klaar dat ek met verwyte sit. Ek neem afskeid vandag. Dit was vir ons 'n redelike traumatiese ding hier in die kerk. Baie mense het baie bitterlik gehuil, maar baie mense het kom sê, baie dankie, ons kon afskeid neem van hierdie persoon.
wat ons glad nie van gehou het nie. Laat die Here jou verander, laat dit toe en leef in jou oorwinning. Baie dankie.